Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Kletskompas. My naam is Ogito Greig. Vandag is donderdag die 12de Maart 2026. Op vandag se uitsending het ons deel 2 van 'n onderhoud met Stephanie Baartman van Hoort, die aktrise in die toneelspel wat die naweek in Windhoek en in Swakopmund aangebied word. En ek sal ook bietjie die nuus bespreek met Henriette Lamprecht hier in die ateljee. Natuurlik loer ons ook by die weer in. So bly by ons hier op Kletskompas. I am brave. I know I'm bruised. But I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Welkom terug met my in die ateljee, Henriette Lamprecht. Uiteindelik kuier ek en jy weer 'n bietjie. Lekker, nee? En ons kan nuus bespreek. Yes. Ja, daar is 'n storie in môre se koerant oor die parlementsrit Toby Opindi Ja. wat voorstel dat mynbouondernemings hulle dividende aan die regering nie in kontant moet betaal nie, maar liewer vir ons regering die kommoditeite moet gee. Verduidelik dit nou gou dit mooi vir ons kykers soos wat jy Ogito verduidelik alles altyd so mooi dat ek dit ook verstaan. So met ander woorde, ons kry nie geld nie, ons kry 'n goudstaafie. Ja, of koperkonsentraat. Ja. Of miskien Iran wat ons gemyn het, is nog nie mooi vervaardig of verfyn nie. Ja. Daar is verskeie minerale wat ons hier in Namibië voorsien, sink en tin. Maar ja, kyk, dit is in terme van dividende. Ja. En op die oomblik kry ons regering oor die algemeen nie dividende nie, want daar waar hulle aandele het, moet hulle nog die koste van daai verniet aandele afbetaal uit dividende. Dividende word net bereken uit wins wat gemaak word. So dit is 'n langtermyn voorstel. Voel hy Ogito Opindi se motivering, jy's nou absoluut ons mynboukenner. Wat is sy motivering dat hy voel die regering moet eerder daai, wat noem jy dit, kommoditeite, wat die waarde is van die dividend wat hy sou gekry het. Wat is sy motivering agter dit? Hoekom dink hy sal dit beter werk? Hy voel die regering sal meer beheer het en kan direk na die mark toe gaan met nou 'n voorraad van hierdie kommoditeite wanneer hulle dit nodig het om dit te kan verkoop. So ons kan dit dan verkoop. Ja. Ek bedoel, daar is nie veel anders wat ons daarmee kan doen nie, tensy ons nou teen daai tyd daai nywerhede gaan vestig om daai kommoditeite te verwerk tot 'n finale produk. Sal daai geld, want jy het nou gesê, hulle gebruik gewoonlik die regering, die dividende om hulle skuld af te betaal vir die vestiging mos nou van hierdie myn. Kijk, So as jy dit nou, as jy dit nou gee in oor die algemeen kry ons regering verniet aandelehouding deur Epangelo. 10%. Ja. So daai aandelehouding, daai 10% het 'n sekere waarde. Waarmee die myn moet gebou word. Maar natuurlik gee die regering nou nie daai geld nie, maar hulle kry verniet. So wanneer daar nou wins gemaak word en dividende word bereken, die dividende vir daai 10% in plaas van om uit te betaal na die regering, moet hy skuld eers gedelg word. En daarna sal in die toekoms dan die dividende oorbetaal word. Maar Opindi se voorstel is,
as dit by daai punt kom, dan kry ons nie geld nie, of ons regering kry nie geld nie, hulle kry net daai deel van die ware produk. Die ware produk. Ja. Dit maak sin, Agito. In 'n mate maak dit sin. Maar dit gebeur nou alles, ons fokus nou lank op hierdie onderwerp, maar dit is baie interessant. Jy het ook al vir my verduidelik, neem my nou my reg help, die dividende word uitbetaal wanneer die myn uiteindelik wins maak. Ja, Nee, so dit is in elk geval 'n lang tydperk voordat hierdie dividende uitbetaal. So Kijk, gaan dit nou dieselfde wees met Alpini se voorstel, dat jy gaan eers daai kommoditeite kry as die skuld afbetaal is. Ja, presies. Okay. Want as ons nou in ag neem, Husab het laas jaar vir die eerste wins gemaak, na al die jare wat dit Ja, en nou hoe al lank daar is hulle al aan die gang? Baie jare. Maar dit is ook 'n voordeel van ons stelsel. Ons stelsel is gebaseer op tantieme, op uitvoerheffings en op belasting. En dit skop in basies sodra die kommoditeit uit die grond uitkom. Okay. So ons hoef nie die risiko te vat van daai groot belegging nie, maar want wie dit is ook al geweldige beleggings, nee. Ja, wie ook al daai risiko vat en dan ons goud uit die grond uitkry, hulle moet tantieme betaal. As hulle die goud wil uitvoer, moet hulle daai uitvoerheffing betaal. En daar is verskeie belasting wat van toepas is deur die hele proses. So ons regering kry gedurig Ons kry dan iets. Dit is nie dat ons niks kry. Ja, sonder om die risiko te vat. Maar kom ons kyk net gou na die Elisenheim se nuwe hoe spreek jy dit uit? Paddle. Peddelbane, ja, spogpeddelbane. Spogpeddelbane. Alles gebeur op Elisenheim. en paddle moes ek ook gaan opsoek het. Want dis 'n ek weet nie, in Suid-Afrika is dit 'n reuse ding. Ja, maar dit is tog soos kindertennis. Ja. Dis wat ek gedoen, nou jy oudtydse swingbal. Ek weet nie of mense vandag nog swingbal, maar dis 'n kleiner raket. Ja, baie kleiner. Dit is baie gewild. Dit is baie gewild. En dan het ons ook kollig in die koerant môre, daar is verby 'n interessante storie oor die nuwe fliek oor Hendrik Witbooi. Dit is ek weet nie, fliek soos dit, Hendrik Witbooi, ek is dan dalk nou 'n bietjie nader aan Hendrik Witbooi. se era as wat jong mense van vandag. En dit is vir my ongelooflik, want nou maak jy hom you revive him. Jy maak hom nou 'n mens. So ek het nou gehoor en ek sien vir Hendrik Witbooi op die noot, maar nou kan ek actually gaan sien wie en wat die man was, en hy was 'n ongelooflike leier en man. En natuurlik is daar baie ander nuus in môre se Republikein. So kry vir jou een en lees self. Tot dan. Baie dankie Henriette. Dankie en mooi naweek, amper naweek. I am brave. I know I'm bruised. But I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Aitsa is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne. En dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, oneup2.com, as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrica.com. Namibiërs en hul stories. Henriette Lambreg en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8:00 net op NTV, op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op oneup2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans. En moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië.
Knatsie koffie. Wat 'n mooi woord, knatsie koffie. Henry, hier's op uitspeel. Op uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. En welkom terug. Hier in Windhoek weet mense altyd hoe die weer gaan uitdraai nie, so dis best dat ons bietjie gaan inloer daar by die weerkantoor vir die voorspelling vir môre, dis dan Vrydag. Ons verwag die 13de Maart dat Katima-Mulilo van 15 grade tot op 27 grade in terme van hitte sal wees, gedeeltelik bewolk. Ons verwag Enhana vanaf 16 tot op 31 grade, heel sonskyn daar, Ruacana ook sonskyn vanaf 17 tot op 31 grade. Op Tsumeb verwag ons gedeeltelik bewolk vanaf 15 grade tot op 26 grade, Omaruru vanaf 17 grade tot op 32 grade, Windhoek vanaf 14 tot op 28, gedeeltelik bewolk en Gobabis vanaf 15 tot op 28 grade verwag vir môre. Dan Henties Bay vanaf 23 grade tot op 30 grade, Walvis Bay vanaf 21 tot op 30 grade, gedeeltelik bewolk daar langs die kus. Reebot in die middelland verwag ons vanaf 16 tot op 31 grade, Mariental sonskyn vanaf 20 tot 32 grade, Aranos vanaf 19 tot op 30 grade, Loedrits in die suide vanaf 23 grade, sonskyn tot op 40 grade en Oranjemund vanaf 19 grade tot op 38 grade verwag vir môre sonskyn alipad. Baie spesiale gas saam met ons. Dit is Stephanie Baartman, alipad van Suid-Afrika af. Baie welkom Stephanie. Ek is so bly en opgewonde dat jy saam met my is vandag. Hallo, Rita, gaan dit? Nee, dit gaan heel goed. En daai kant? Baie goed, dit was 'n rowwe dag, maar ek het oorleef. Dan is hy, solank mense tot die einde oorleef. Dan is hy. Ek gaan sommer net genoem dat dit soos 'n autobiografiese kabarei is. So, sal jy sê dis makliker om 'n karakter te speel wat deur byvoorbeeld moeilike tye gaan of so, of dan nou jou eie storie te vertel en alles wat in jou lewe gebeur het? Ek dink mense sal dink dit is makliker om net jou eie storie te vertel, want baie keer sê mense, hoekom stres jy so? Dis jou storie. Hoekom is jy bekommerd dat jy jou woorde gaan vergeet? Hoekom is jy bekommerd oor hoe jy 'n ding gaan sê? Die ding is dit is so persoonlik. Dit is iets wat uit jou hart uitkom. Jy stel jouself heeltemal oop en bloot voor 'n groep vreemde mense. Mense wat jy nie ken nie. Soos ons vroeër gesê het, daar's baie goed van jouself wat jy liewer nie wil hê mense moet weet nie. En in woord bring ek alles daai na vore. Daar is absoluut niks wat ek wegsteek nie. Wel, daar is 'n paar goed wat ek wegsteek, maar dit wat ek sê is so eerlik en ek is regtig vulnerable op daai verhoog. En is makliker as dit 'n karakter is wat nie ek is nie. Soos ek speel in 'n CP genaamd Diepe Waters en daar speel ek die karakter van Letty. En hulle skryf vir my, Letty lyk so, sy hou van dit, sy loop so, sy trek so aan. En ek vorm dan nou maar net die prentjie wat hulle in hulle kop het oor hierdie karakter. En ek gee dit lewe. Maar om iets soos hierdie te doen, is absoluut jou eie tong, jou eie manier van praat, jou eie storie, en dit maak dit verskriklik moeilik. En veral as iemand dit so mooi verwoord het, want as ek jou 'n bietjie kan vertel van die proses wat ons gevolg het om die stuk aan mekaar te sit, ek het nou en dan gaan sit by Johan en hy het sy foon uitgehaal en ek het net begin praat. En dan praat ek net en hy vra vir my vrae en hy rekord die hele tyd. Maar toe hy vir my die stuk bring, nadat hy alles bymekaar gesit het, is dit so mooi geskryf dat ek hierdie groot verantwoordelikheid het om daai woorde, al is dit myne, presies so mooi uit te beeld. Uit respek vir die skrywer. Jy weet, vir die persoon wat daai woorde so mooi agter mekaar, want as ek nou vir jou gaan begin vertel, dan gaan ek sommer net in my way praat. Maar Johan Strafford het dit vir my so mooi bymekaar gesit dat ek regtig so 'n groot passie het om dit presies so te lewer, al is dit in my eie stem. Wil ek nog steeds daai groot respek hê vir die kuns. Jy weet, om half te kan bewys. Ja.
Nee, ek sê om Ja, en dan om te 'n karakter bewys dat dit ontwikkel. soos 'n gesamentlike stuk is en nie noodwendig dat dit jy tree dit op en dis jou stuk, maar jy het nie alleen daaraan gewerk nie. Ja, presies. Ek het die expertise gehad van 'n meester. So en dan as dit nou kom by 'n CP of so, die teks is daar vir jou en jy moet net volg wat daai teks vir jou sê. Jy kan nie sê nee, maar dit is nie hoe sy sal reageer nie. Dit is nie hoe sy voel nie, want jy is net 'n liggaam in 'n karakter wat deur iemand anders geskep is, maar in 'n kabaret is dit in hierdie kabaret spesifiek is dit regtig baie persoonlik. En daar's nou hierdie persoonlike koneksie tussen jou en die optrede en ek neem aan met die gehoor ook, oor dit nou net jy is op die verhoog. Wat hoop jy vir hulle om saam te vat na jou optrede? Ek dink ons as mense vergeet baie keer as jy iemand sien dat daai persoon 'n storie het. Daai persoon het iewers waarvandaan hy kom en dat ons almal op 'n soeke is na waar ons behoort. En ek praat nie van klein besluite soos moet jy sê van Namibië aftrek Suid-Afrika toe nie. Ek weet dit is 'n groot besluit, maar in terme van jou as persoon, waar pas jy in? En ons kan soveel restrictions op onsself sit en op ons medemens, omdat ons nie die tyd vat om regtig na mekaar se stories te luister nie. Jy luister graag na iemand se storie wat soos jy lyk en iemand wat soos jy praat en jy voel hierdie persoon kan ek kan relate met hierdie persoon. Maar het ons al regtig tyd gevat om die persoon wat langs jou sit in 'n taxi, om met daai een te praat en te hoor, waar kom jy vandaan? Wat is jou geskiedenis? Hoekom is jou naam dit? Hoekom is jou naam Stephanie en nie Stefanie nie? Hoekom is ek kerk toe vir jou, Rosan? Hoekom lyk jy soos jy lyk, hoekom praat jy soos jy lyk, hoekom is jy meer stil as jou sussie? Wat is jou agtergrond, waarvan hou jy? Ons vat nie meer die tyd om na mense se stories te luister nie. En wat my hoop is met hierdie is dat mense besef, ons het almal 'n storie. Maak nie saak hoe gering dit in jou kop of in jou hart vir jou mag voel nie. Jy kan dink, ag, wie gaan dit wil hoor? Wie gaan wil weet waaroor ek gaan? Maar jy sal verbaas wees hoeveel mense jou storie kan raak. As jy net die moed vat om net te begin en te gesels, en as ons as luisteraars net die moed vat om te sit en tyd te maak om te luister. So ek hoop dat mense wat soekend is na waar hulle hoort, waar hulle inpas, wat hulle doel is om op aarde te wees, dat hulle deur hierdie kabaret sal vind waar hulle hoort. En dan ook die confidence en die boldness sal hê om daarin te stap. Want jy kan dalk weet wat jou doel is en wat jy wil bereik, maar jy het nie miskien die moed om dit te doen nie. En dan wil ek net vir hulle wys dat 'n eenvoudige meisie van Bellville soos ek dit kon doen en dan kan hulle dit ook doen. So dit is my hoop met hierdie stuk. Definitief. En dan nou, jy kom nou binnekort na Namibië toe. As ek dit reg, die 12de en die 13de Maart tree hier op. Die 12de in Windhoek en die 13de in Swakop. En dan daarna, waar werk jy? Waartoe gaan jy? Wat is volgende vir jou? Weet jy, ek is so besig met die feeste, ek is regtig dankbaar. En ek kan net sê, ek weet nie of mense Christene hier is nie, maar ek kan net al die eer aan die Here gee. Ek het soveel werk wat op my wag. Daar is baie plekke wat Hoort al genooi het om te kom om die show daar te gaan optree. So as ek in Johannesburg optree, dan speel Konrad Raal vir my en ek is baie trots om te sê hy is die pianis van Amanda Strydom. So hy is ook gestout in sy veld. Hy is verskriklik goed. So as ek hier in Johannesburg optree, dan speel Konrad Raal vir my en as ek in Gauteng, in die Kaap en omgewings optree, dan speel Janine vir my. So daar is groot planne met Hoort vir hierdie jaar. Ons beplan 'n toer en dan gaan ek binnekort op die waterskip. Ek het 2 nuwe shows wat ek daar gaan doen. Saam met Andre Swart doen ek Braal en Pia. En dan gaan ek ook 'n nuwe stuk wat ons uitbring, wat ek persoonlik besig is om te skryf. En die show se naam is Katkus uit ons musiekverlede.
En dit is net 'n smaak, net 'n voorsmaakie van wat my tipe musiek is, waarvan ek hou en hoekom, en dan sing ek daai liedjie. So ek dink musiek is regtig waar ek myself kan uitleef soveel as wat ek wil. En dan natuurlik Diepe Waters gaan nog aan. Letty gaan nêrens heen nie. Sy is nog besig daar met Penny en Henry. So Diepe Waters het nog 'n lang pad om te stap. Jesusie, maar jou het omtrent 'n bedrywige jaar. Ja, ek is baie dankbaar as dan ek klag glad nie, ek is besig. En ek vra myself baie keer, hoe pas ek alles in hierdie een brein in, maar ek moet maar compartmentalize. Ek dink almal doen dit, maar party van ons is net geforseer om dit bietjie meer as ander te doen. Jy daal hierdie file uit en sê, okay, dis nou hierdie file en dan daai file en so gaan jy maar aan. Ja, definitief. Maar baie dankie Stephanie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ons sien vir jou binnekort hier in Namibië. Ek's baie opgewonde. Maar so sterkte tot dan toe. Baie dankie. Ons is sterk besig om voor te berei en ek sien uit om julle almal in Namibië te ontmoet. Dis hy. Dit was Stephanie Baartman. Sy het gesels met ons oor haar toneelstuk Hoort en sy's binnekort hier in Namibië, die 12de in Windhoek en die 13de in Swakop. Julle kan die skakels op ons sosiale media platforms kry om kaartjies te kan koop en waar dit opgevoer word. Daar sê en daar het julle dit. Ons sê baie dankie aan ons sustersprogram Blitsfokus vir daai lekker insiggewende onderhoud met aktrise Stephanie Baartman. Sy sal natuurlik Vrydag hier in Windhoek en Saterdag in Swakop moet optree op die verhoog in die toneelstuk Hoort. Almal hoort iewers en ons Namibiërs, ons hoort saam hier in die land van die brawes. Ek wens u 'n lekker naweek wat voorlê en alles wat lekker is, wat mooi is, laat dit juig en vrolik wees. Tot dan, totsiens.